Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanmôre. Ons glo en vertrou dat ons ook saam met mekaar nader aan ons Here gaan groei. Ons het enkele afkondigings voordat ons dan ook met die diens gaan begin. Ons het vandag Paasnagmaal en daarom vra ons ook dat almal of nooi ons hartlik ook almal uit wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te gebruik om aan die tafel van die Here te kom aansit. Hartlik welkom ook aan al ons besoekers. Ek sien hier soos heelwat besoekende gesigte. Ons glo en vertrou dat julle ook vandag saam met ons sal groei. Ons het dan ook kollekte onder die diens wat gaan vir barmhartigheid en dan by die deure is dit vir die instandhouding van die erediens. En dan herinner ons graag ons senior lidmate om nie by die kerk uit te storm teen volspoed as julle klaar is nie. Stap maar rustig uit en dan daar by die deure is daar so 'n verrassingspakkie wat vir julle uitgedeel word. So asseblief agter daar in die voorportaal, agter in die voorportaal, hoor my. Is daar vir julle 'n pakkie na afloop van die erediens. Dis dan al afkondigings van ons kant af. Ons gaan dan nou vir Lelani hê wat vir ons lied 389 gaan sing voordat ons daarna gaan toetree tot die erediens en dan raak ons 'n oomblik stil vir die Here. Thank you.
raak so 'n oomblik stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n loflied vir die Here, Psalm 34, daarvan die eerste en die tweede vers, en dan bly ons staan om ons geloof saam te bely. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue, ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof. As ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou weer hoor in die nagmaalsformulier dat die ware selfondersoek bevat 3 elemente. Eerste is sondebesef, tweede verlossingsbesef, laaste dankbaarheidsbesef. So daarom is die liturgie ook vanmôre so gestruktureer dat ons onsself nou verootmoedig voor ons Here en dat ons daarna ook sing van sy versoening en sy verlossing in Skrifbreiding 5:2 vers 3 en 4. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here om onsself klein te maak vir hom. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie.
Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As ons onsself meet teen die wet van die Here, dan is dit 'n onmoontlike leer om te klim. As ons weet die Here sê byvoorbeeld vir ons in Jakobus 2, dat as jy in een opsig van die wet struikel jy ten opsigte van die hele wet. So wat ek altyd vir ons belydennisklas sê is, al gehoorsaam jy 5 van die 10 gebooie, dan klim jy 5 trappies op, maar as jy struikel jy 50 keer. Daar's geen manier, ons klim hierdie leertjie op ons eie boontoe nie. Ons kan nie onsself verlos nie, ons kan nie onsself vrymaak nie. En daarom wys die wet vir ons juis daarna dat ons 'n verlosser nodig het. En dit is hom wat ons dan vandag ook vier op Goeie Vrydag. Jesus Christus gekruisig as middelaar tussen ons en God. En dan antwoord ons ook op die wet van die Here met die sing van Skrifbereiding 5:2 verse 3 en 4 waar ons hierdie vryspraak hoor. Ons sing dit terwyl ons so sit en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre op Goeie Vrydag, die dag waar ons Here Jesus Christus aan die kruis tussen hemel en aarde gehang het, deur die wêreld verstoot, deur God verlaat, die volle prys vir elkeen van ons se sonde betaal het. Dankie dat ons dit kan gedenk vandag. En Vader, daar is
So baie dinge wat ons vanselfsprekend aanneem. Soveel so dat dit ook baie keer voorkom asof ons ook die vryspraak as vanselfsprekend aanneem en vergeet dat ons vryspraak duur gekos het. Al kry ons dit gratis, het dit die lewe van u seun Jesus Christus gekos. Ons dank u Vader dat ons vanmôre na u toe kan kom as u kinders, met u versoen deur u seun Jesus Christus. Dat deur sy wonde ons sonde vergewe is. Sodat ons herenig kan word in hierdie verhouding met u, dat ons tot u mag nader met vrymoedigheid en dat ons mag weet, ons mag op hierdie intieme manier met u praat, soos 'n kind met sy pa. As ons dan as gelowiges by mekaar is hier vanmôre, Here, as broers en susters in die geloof, dan kan nie een van ons sê ons is sonder sonde nie. Dan kan nie een van ons sê dat ons die perfekte dankbaarheidslewe leef nie. Daarom bely ons eerste voor u Vader, ons bely dat ons skuldig is. Ons bely dat ons baie dinge het wat tussen ons en u staan. Dankie dat ons dit vanmôre voor u kan bely en kan hoor, jou sonde word vergewe op grond van Jesus Christus. Gaan en sondig nie meer nie. Wil u ons lei op hierdie pad? 'n Pad waar ons meer en meer gehoorsaam is aan u, 'n pad waar ons leer, waar ons groei, waar ons in afhanklikheid van u onsself ook verdiep in u woord. Wil u ons omvorm en verander deur die woord en deur die Gees. En mag ons die kinders word van 'n koning. En mag dit sigbaar wees in 'n donker wêreld wat u nie wil ken nie. Ons dank die Here vir die genade van u woord. As ons dit nou oopslaan, dan bid ons, Here, neem weg wat skeiding maak tussen u en ons. Here, as die woord hoor na die mening van u Gees. Wees ook met ons as ons net nou saam nagmaal gaan gebruik. Mag ons ook dit nie goedkoop maak nie, maar onthou waaroor dit werklik gaan. Dit bid ons van u Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking, skrifruiming 5:1 verse 1, 2 en 7 terwyl ons so sit. Daarna lees ons saam uit Eksodus 12 uit. Ja.
Ons skriflesing vanmôre uit Eksodus 12, ons lees vers 1 tot 28. Ons luister saam na die woord van die Here. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê: "Hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand, en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitterkruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai, met kop, potjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here. Daar dieselfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken, ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. 7 dae lank moet julle die brood eet, ongesuurde brood. 7 dae lank moet die brood wat julle eet ongesuurde brood wees. Reeds op die eerste feesdag moet julle ontslaa raak van suurdeeg in julle huise, want elkeen wat in die 7 dae gewone brood eet, moet van Israel afgesny word. Op die eerste en die 7de dag moet daar 'n gewyde byeenkoms wees. Op daardie dae mag geen werk gedoen word nie, behalwe dat vir elkeen iets te eet voorberei kan word. Onderhou die fees van die ongesuurde brood, want die eerste dag van die fees is die presiese dag waarop ek julle stamme uit Egipte sal bevry het. Julle en julle nageslagte moet die dag altyd as 'n vaste instelling vier. In die eerste maand moet julle van die aand van die 14de af ongesuurde brood eet tot op die aand van die 21ste van die maand. 7 dae mag daar geen suurdeeg in julle huise wees nie, want elkeen wat gewone brood eet sal van die gemeente van Israel afgesny word. Dit geld vir vreemdelinge sowel as vir die gebore Israeliete. Julle mag glad nie gewone brood eet nie. In al julle woonplekke moet julle net ongesuurde brood eet. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hisop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Toe het die volk in aanbidding gebuig, soos die Here vir Moses en Aaron beveel het. Presies so het die Israeliete gedoen. Ons het 3 teksverse. Ons het eers Eksodus 12 verse 26 en 27, Hebreërs 10 vers 10 en 1 Korintiërs 1 vers 25. Eksodus 12, as julle kinders sou vra wat beteken hierdie verpligting, dan moet julle sê dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte
die Israeliete se huise oorgeslaan het terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar toe hy die volk in aanbidding gebuig. Hebreërs 10 vers 10 Omdat God dit wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. En dan 1 Korintiërs 1 vers 25 Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ek dink vir ons almal is dit waar dat daar baie kere dinge gebeur in ons lewe wat ons eenvoudig nie verstaan nie. Dinge wat ons nie die sin of die doel van hierdie gebeure kan insien nie. En veral dan word dit goed wat ons moedeloos maak. Dit is asof ons met respek vir die Here sou wou vra, maar moet dit regtig so verloop? Dit maak tog nie sin nie. Die Israeliete bevind hulle self in 'n soortgelyke situasie waar hulle perspektief op die gebeure van die dag lyk na hopeloosheid en sinneloosheid. Vir so lank het Moses vir hulle gesê, maak gereed, ons gaan trek, en elke keer gebeur dit nie. Vir so lank het Egipte hulle nou onderdruk en onder die duim gehad en hulle kom nie onder die juk van Egipte uit nie. So al hierdie ekstra goed wat Moses nou vir hulle kom sê, dit wat hulle moet doen, hoe hulle moet voorberei, hulle moet gereed maak om te trek, dit lyk na sinneloosheid. Ek hoor myself as 'n Israeliet in Egipte eintlik vir Moses vra, maar is ons nie eintlik die uitverkore volk nie? Moet die Messias nie uit hierdie volk gebore word nie? Wat is die doel van al hierdie dinge? As u deur die moeite gegaan het met Josef en sy broers om hierdie volk te bewaar, waarom is ons nou in slawerny en waarom kan ons nie hier uitkom nie? Hoekom moet ons hier onder gebuk bly staan? Geliefdes, perspektief is 'n moeilike ding. Die ou wat in 'n kraaines van die boot sit, kan dalk die land sien, maar die matroos op die boot sien net die groot golwe wat voor hom opkom. Die Almagtige is alwetend. En daarom ook al maak dinge op hierdie oomblik vir Israel nie sin nie, en wil ek vir jou sê, dalk maak dinge vir jou nie sin nie, maak dit absoluut vir hom sin. Want dit wat vir ons na dwaasheid lyk, is uiteindelik God se wysheid. Dit wat vir ons na swakheid lyk, is God se krag. En gewoonlik kan ons dit eers sien as ons aan die ander kant uitkom. Kyk na Israel. Israel is onder slawerny van Egipte vir 'n hele paar geslagte van Josef se tyd af. Hulle word geslaan, hulle word harde werk gegee, hulle kinders word vermoor. Natuurlik hoekom Moses uiteindelik ook in die paleis opeindig. En dan roep hulle uit. Dan roep hulle uit na God. Hulle roep om hulp. God antwoord hulle op hulle situasie. Sy antwoord maak nie vir die mense sin nie. En ons hoor dit ook by die kruis. Wanneer God sy antwoord gee op die mense se verlore toestand, dan maak dit vir die mense nie sin nie. As jy is wie jy sê jy is, Jesus, klim van die kruis af, sê die mense vir hom. Want wat hier gebeur, maak nie sin dat jy kan God wees nie. So praat die wêreld. En so sal ons as mense baie keer redeneer, en ek weet al baie hierdie redenasie gehoor, God is dan almagtig, hoekom maak hy nie net 'n einde hieraan nie?
God is dan almagtig. Hoekom vee hy nie net vir Egipte van die planeet af nie? En tog, in God se almag, antwoord hy die volk met 'n stamelende Moses en sy broer Aaron, 'n woordvoerder vir die woordvoerder. Moses word geroep, en in ons gedagtes 'n groot Bybelse figuur, en die realiteit is, hy is 'n moordenaar, en hy's 'n vlugteling uit Egipte uit. En dan gebruik die Here juis vir hom om terug te gaan na Egipte toe waar hy gesoek word. Word hy nie die bek van die dier ingestuur nie? Hoe maak dit sin? Hy word gevra om God se woordvoerder te wees sodat die volk verlos kan word, maar hy stotter so erg dat hy 'n woordvoerder namens hom moet kry, sodat Aaron moet saamgaan om die woordvoerder vir die woordvoerder te wees. God gebruik Moses ten spyte van sy tekortkominge om wondertekens te doen en die pla oor Egipte aan te kondig. Maar dan verhard God elke keer die Farao se hart. Elke keer is die belofte van verlossing daar, net sodat God die Farao se hart verhard. Hoe maak dit sin? God se plan lyk uit 'n menslike oogpunt uit na sinneloosheid. Stuur 'n stamelende, stotterende moordenaar om 'n woordvoerder vir sy volk te wees, en daarmee saam het jy dan nog 'n woordvoerder vir die woordvoerder, en elke keer as die Here die boodskap deurbring aan die Farao, dan verhard hy sy hart. En dan, in die middel van al hierdie dinge, kom die opdrag om Paasfees te vier. En dan vra die volk waarskynlik, en ek sê weer, as ek 'n Israeliet was, het ek dalk ook gesê, maar hoekom? Hoe's dinge nou anders? Hoe gaan dit nou verander? En dan is dit nie ook net hierso 'n vier Paasfees nie. Dis nie net 'n fees wat gevier moet word nie. Daar's 'n opdrag. Merk jou huis met bloed. Julle is die Jode. Deur julle toedoen tref hierdie 10 plaae die hele Egipte, en almal in Egipte weet dit. Merk asseblief julle huise dat almal kan sien waar julle bly. Vat 'n lammetjie, slag hom en braai hom, eet hom pens en potjies, sonder om die binnegoed uit te haal. Eet alles op. Weet jy's van ons wat hou van afval. Maar dis 'n bietjie anderste. Moenie dat daar iets oorbly nie. Maak julle gereed vir die reis wat tot nou toe nie gebeur het nie. Waarom sal dit nou gebeur? Maar wat vir die mens na sinneloosheid lyk, is God se perfekte plan. Die doel van dit alles, vers 12, ek sal die eerstelinge van die Egiptenaars tref, mens en dier, en dan hier is waaroor dit nog die heeltyd gaan. Met al die Egiptiese afgode sal ek afreken, want ek is die Here. Die volk sal verstaan, Egipte sal verstaan, die wêreld sal verstaan. Ek is die Here. Elke wonder wat Moses gedoen het die towenaars van Egipte tot 'n mindere mate nageboots. Hulle het probeer wys dat die gode van Egipte net so magtig is. Met hierdie een handeling, dan wys die almagtige God, ek is almagtig. Hy wys hy het mag oor lewe en oor dood, en hy spaar die wat hy wil spaar, en hy neem die weg wat hy wil wegneem. Die Here se almag in hierdie een daad word gewys, maar dan sien ons ook daarin sy genade, wanneer 'n gelowige volk oorgeslaan word. Dis terloops waarvan dan die woord kom, die Pesach, soos dit in Hebreëus gesê word vertaal om oor te slaan. Of soos die Joodse fees in Engels baie keer bekend staan as Passover. God het gekom in sy oordeel, en die huise wat gemerk is, het hy oorgeslaan. Passover.
oorgeslaan. En daarmee saam het ons dan in vers 11 gelees, dat hulle gereed moet wees om die reis aan te pak. Die Exodus begin, dit waaroor die hele boek gaan. Die uitgang uit Egipte na die beloofde land en die eet van die skaap en die brood, sodat niks oorbly nie, is baie belangrik. Waarom? Want dan het jy genoeg energie om hierdie reis aan te pak, want as die Farao moeg is vir hierdie volk, gaan hy moeg wees vir hulle. Hulle gaan moet gaan. Die Farao sal hulle uit die stad uitjaag, sodat hulle moet gryp wat hulle kan en die reis aanpak. Daar gaan die tyd wees vir kos maak die volgende ruk nie. En hier is waarskynlik die laaste ordentlike ete wat hulle in 'n lang tyd sou eet. En dan gee God nog die opdrag om die beste, mees voedsame kos te gaan eet. Gaan koop lam in die winkel. Die rede hoekom dit so duur is. Dis voedsaam, dis vetterig, dit het energie. Lamsvleis, is vetterig en voedsaam, dit hou. Die brood met gis maak 'n mens dik en swaar voel. Ongesuurde brood is lig, maar voedsaam. En soos God beloof het, deur alles wat na sinneloosheid gelyk het, verlos hy hulle. Hy gebruik 'n stotterende, stamelende Moses as woordvoerder. Die engel van die Here gaan verby al die huise wat gemerk is met die bloed van die lam, en hy wys sy almag oor Egipte en Farao en hulle gode en sê, dis nie 'n stotterende, stamelende Moses wat julle red nie. Dis nie 'n Aaron nie. Dis niks anders en niemand anders as ek, die Here, wat julle uit hierdie land uitbevry nie, uit hierdie slawerny uit losmaak nie. En dit is gebeure wat van geslag tot geslag verkondig word. Soos God opdrag gee, gebeur dit vandag nog in Joodse huise. Daar word vertel dat dit 'n paasoffer aan die Here is, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het, terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Maar die genade is, dis nie tot dit beperk nie, geliefdes. As Nuwe Testamentiese gelowiges, dan kyk ons na hierdie gebeure en getuig ons vanmôre teenoor mekaar en teenoor ons kinders. Dit is die paasoffer van die Here, omdat hy ons in sy toren oorgeslaan het. Hy het sy seun getref om ons te spaar. Met die instelling van Paasfees beeld God sy raadsplan in Jesus Christus alreeds uit. Dis die skadubeeld van die weldade wat sou kom, soos Hebreërs 10 ook sê. Onthou 'n skadubeeld, ek het dit al verduidelik, as ek in 'n deur staan en ek's nie in die vertrek nie, agter my is 'n bron van lig en die lig lê in die kamer in, dan ook al staan ek buite die kamer, lê my skaduwee in die kamer in, sodat die wat in die kamer is weet ek is op pad. En dis wat Hebreërs sê, hierdie gebeure by Paasfees daar in Egipte is 'n skadubeeld van Christus wat kom. In hierdie gebeure sien ons die skadubeeld van Christus. En die gebeure in Egipte wys na hierdie gebeure waar God alle gelowiges die geleentheid gee om oorgesien te word, dat hulle sondes nie toegereken sal word nie, dat hulle deur die volmaakte lam van God, wat nie oorgesien is nie, dat ons deur sy een offer vrygemaak gaan word, elke liewe een wat aan hom glo. Vir die wêreld lyk hierdie optrede na onsin, lyk dit na swakheid, soos ons lees in 1 Korintiërs 25, die Jode se siening van die kruis is dis God se vloek, so hierdie kan nie die weg wees nie, dis hoekom so baie daaroor struikel. Die Griekse siening van die dood is dat daar geen moontlikheid is vir lewe na die dood nie, dis onsin vir hulle. 'n Pa wat sy seun gee om vir mense dood te gaan, wat nie eers vir hom lief is nie, vir wie maak dit sin? Dit wat onsin is vir die wêreld, is die wysheid en die krag van God. Die Here stuur sy enigste seun, ons Here Jesus Christus, as die volmaakte offer. Net hy kan volmaak wees, en daarom kan net hy die offer wees. So wys die gebeure in Egipte, met die lam sonder gebrek, na hom die offer sonder gebrek. Dis hierdie lam wat geslag is, wie se bloed oor ons lewens uitgegiet is as teken van regverdigmaking,
sodat ons met die oordeelsdag oorgesien sal word. Sodat God se oordeel bo oor ons sal gaan, soos die engel van die Here bo oor die Israelitiese huise gegaan het. En dit wat die wêreld beskou as 'n nikszeggende plan, ontvou die Here se perfekte plan voor ons oë. Hy wat regverdig die oordeel van God dra, maak almal wat in hom glo vry, sê Johannes 3:16. Kom ons trek die implikasie deur. Miskien is jou lewe tans de mekaar. Jy weet nie wat is bo en wat is onder nie. En hoe dit sin maak nie. En ek kan nie vir jou 'n antwoord gee oor hoe om sin te maak daarvan nie. Ek kan nie vir jou die sin gee in dit wat gebeur nie. Ek kan nie die toekoms sien nie. Maar perspektief is wel in God se woord te vind. Ek kan jou wys na sy beloftes, na dit wat God vanmôre weer aan ons geopenbaar het deur die gebeure van Jesus Christus. Nou dit wat hy vir ons duidelik maak as ons hier aan die tafel kom sit, dat hy die perfekte plan het. En dat hy dit laat ontvou op 'n manier waarop dit moet ontvou. Dit is nie altyd ons manier nie, maak nie altyd vir ons sin nie, maar dit is sy plan. Ek kyk na die kruis en ek vertrou op die Here, want sy plan is die volmaakte plan. En daarom ten slotte, geliefdes, dalk maak God se plan nie altyd vir jou sin nie, maar mag God se openbaring vanmôre herinner daaraan dat wat God vir ons beplan, die perfekte plan is. Dat hy die uitkoms sal gee, net soos by Israel en in Egipte, net soos wat die gebeure op Golgotha na 'n hopelose einde gelyk het, en God dit laat ontvou het in eindelose hoop. Mag God ons met hierdie wete troos. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis." Net so ook die beker na die ete met die woorde: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat dan die 3 hoofpunte. 1. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. 2. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. 3. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers, die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynenigdes en ongehoorsaames, moordenaars en toosoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaars, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaars, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê
aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons dan die doel van die nagmaal wanneer hy sê doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het: my God, waarom het U my verlaat?" Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde: "Dit is volbring." Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal ook een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kom ons verootmoedig onsself voor God en ons bid of roep sy naam gelowig aan. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan die Seun oor te gee sodat ons met hom die hemelse brood verkoop mag word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing Psalm 23, daarvan die 3de vers, as ons gereed maak om aan die tafel van die Here te kom aansit. Ons gaan dan graag uitnooi dat ons eers van die kante af kom sit en dat ons dan uit die middelblok uit kom aansit aan die tafel van die Here. Ek wil graag net vir ons voordat julle opstaan met die woorde van Openbaring 22 julle uitnooi om aan die tafel van die Here te kom aansit. Ek Jesus het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid, ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê kom.
En elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Met hierdie woorde nooi ek u uit om aan die tafel van die Here te kom aansit. Geliefdes, ons Here Jesus, verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat hierdie tekens van brood en wyn nou tot sy gedagtenis gaan ontvang. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. My dienaar sal verspoedig wees. Hy sal hoog in aansien wees. Hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom. Hy was so misvormd dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nooit gehoor het nie. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink elkeen daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Toe het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons sing saam Psalm 116 vers 5 terwyl ons hier sit en vers 6 as ons sitplekke inneem. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike belofte van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Geen geleentheid vir ons dankoffers. En dan antwoord ons daarop op die skriflesing en die prediking.
met die sing van Psalm 117. Ons sing uit Psalm 117 as antwoord op die skriflesing en die prediking. Vir die van u wat gisteraand by die woord en brood was, sal dan weet Psalm 113 tot 118 maak uit van die Hallel Psalms. Die Hallel Psalms is ook die psalms wat hulle gesing het met die viering van die Paasfees, wat die Jode sing daarmee saam. So Psalm 117 dan ook baie gepas as antwoord op die skriflesing en die prediking. Ons sing daarvan die enigste vers 1. Daarna ontvang ons die seën van die Here, waarop ons antwoord met die amen. Verhef jou harte, ontvang sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.